gaan 'n paar voorbeelde vir jou gee vandag, waarom jy na God moet luister. En as dit jou keuse. Eerstens, geestelike groei. Ek wil geestelik nader aan my God beweeg. Wie wil geestelike groei in sy lewe hê? Daarom sê die woord, weet jy, hoekom kan julle nie my verstaan nie? Hoekom verstaan julle in my wee nie? Want julle is nog almal babas. Julle drink melk. Teen hierdie tyd moes julle al vaste stof geëet het. Moes julle die vaste woord van God op die tafel van julle harte geskryf het. Maar daar sit soveel mense in die gemeente wat nog op die voerstadium in hulle lewe is. As jy geestelik wil groei, moet jy luister na die stem van God en moet jy uit jou baba fase kom en jy moet geestelik volwasse word. Wat doen ons as leraars? En ek het dit al baie keer gesê, ek is moeg vir die baba in die lepelstadium. Ek wil enige teelepel kerk toe bring en vir elkeen 'n teelepel gee. En dan moet jy met hom huis toe gaan. En elke keer as jy daai teelepel sien, dan moet jy jouself die vraag vra, is ek nog op die teelepel die voerstadium of het ek volwasse geword om die voerwerk in iemand se lewe te kan doen? Want die groot opdrag is vir my en jou gegee. Gaan dan heen en maak disippels. Maar as jy op 'n baba stadium is, hoe wil jy 'n disipel maak? As jy geestelik onvolwasse is, hoe wil jy 'n disipel maak? En te veel mense sit op daardie stadium in hulle lewe. Dis tyd dat jy opstaan, die vaste voeding eet, wat die woord van God is, sodat jy kan gaan om iemand 'n disipel te maak, om te gaan voer met die woord van God. En dit begin manne by ons huishoudings. Te veel manne is op die melkfase en kan hulle nie geestelik hulle familie laat groei nie.